kruis tot kroon. En ons gaan hierdie hele pad, die lydensweg, tot Jesus se verheerliking volg en hoe dit op ons lewens 'n impak behoort te hê. En vandag se pad, die tema met die pad van oorwinning, fokus ons oor Jesus se oorwinning oor die dood en hoe dit op die ou einde vir ons 'n voorspel was tot sy hemelvaart. Nou ek kan nou vir julle sê, my besonderse vlak van fiksheid gaan gepaard met 'n daaglikse mantra wat ek wil hê julle almal moet leer. En dit is: môre gaan ek gym toe. En as môre kom, dan geld dieselfde mantra weer. Môre gaan ek gym toe. En so het ek nie 'n geweldige pyn en lyding om iewers te kom nie, maar so het ek dan natuurlik ook my natuurlike fiksheid wat ek op die oomblik het. 'n Kollega van my, sy seun het wou begin om marathons te lewe, een van my Engelse kollegas. Die seun is nog jonk, en die pa is 'n langafstand atleet. Nou begin hy om leer, nou moet hy in die oggend vroeg opstaan, en hy wil nie, maar sy pa forceer hom. Hierdie kollega van my vertel, toe hy nou uiteindelik sy eerste wedloop doen, so 'n halfmarathon, kom hy en hy moan en groan, maar hy's op die pad. En hierso teen die laaste kilometer, toe daai eindstreep in sig is, toe sê hy vir sy pa, toe hy deur daai eindstreep pas, so sê hy vir sy pa, dis die laaste kilometer wat alles die moeite werd gemaak het. Want ek besef nou dat die prys wat ek moes betaal, hierdie lyding om elke oggend vroeg op te staan, en ek wil nie, want die bed is lekker warm, het op die ou einde die vrugte afgewerp. En ek dink ons het dit al almal gesien, ek dink veral met die Comrades se eindstreep, nê, en daai ou gaan staan later en so agter sy voor as hy daai geweertjie moet skiet, en hoe daai laaste mense inkom en amper so 'n laaste krag vertoon het, en hulle maak dit net, en hulle dan daar neerval, en op die ouene kan sê, maar dit was alles die moeite werd, want ek het die wedloop klaar gemaak. En dis wat my so in hierdie jong atleet se storie getref het, en wat ek ook so sien in Jesus se storie, is dat die oomblik van oorwinning is soveel soeter, omdat die pad daarna toe so uitdagend was. As jy regtig vir ingesit het, en uitgehaal het, en moeilike tye, en die reën en die koue getrotseer het, en jy hardloop vir die eerste keer deur daai wenstreep, dan eers sê jy, maar dit was die moeite werd. In die voorbereiding daartoe weet jy ou nie altyd of dit nou regtig die moeite werd is nie, maar daar sien jy dit. En julle, dit is eintlik vir my presies so waar van Jesus se oorwinning oor die dood, dat die heerlikheid van Jesus se opstanding en later sy hemelvaart, waarheen ons nou eintlik op pad is, kan net verstaan word in die agtergrond van sy lyding aan die kruis. Wanneer ons dit besef en die impak wat dit gehad het, dan raak daai oorwinning eintlik soveel soeter. Ek wil vir ons 2 gedeeltes lees, wat ons eintlik 'n bietjie kan help oor hoe lewe ek as 'n moderne gelowige prakties hierdie pad van oorwinning wat Jesus vir ons gekry het. So kom ons lees saam 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 58. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling. Maar kan ek ook vir julle net sê, sommer net, dis nou my ek wil amper sê my attention deficit wat my nou dit laat onthou. Ek wil vir julle sê, ons kan vir die dataspan daar agter en vir die hierdie span 'n goeie handeklap gee, vir ons worship span 'n goeie handeklap gee. Ek gaan vir julle sê hoekom. Julle weet nie wat is die tegniese duiweltjies wat hulle vanoggend moes getrotseer het nie. Hulle het geen skerm agter gehad nie. Die HDMI splitter vir die van julle wat 'n bietjie technical minded is, het gegaan. So hulle moes op hulle tablette en selfone sing vir die woorde. Daar agter het drama gebeur. En alles het perfek gewerk tot vanoggend. So dis hoekom maar vir 'n rukkie ook die woorde was nie en hulle het dit uitgesorteer. So hulle verdien dit. Maar dit sommer net, anders het ek dit nou heeltemal vergeet, so dankie daarvoor. Kom ons lees saam vanaf vers 50. Dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed
nie die koninkryk van God kan beerf nie, en die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste bassein. Binne 'n oomblik, 'n oogwink, 'n bassein sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike liggaam met want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dis 'n letterlike vertaling in die oorspronklike Grieks is die woord wat daar gebruik word, dat dit opgeëet, maar verteer word. So ons sou kan sê die dood is, en dis alles beelde om te sê die dood is vernietig in die oorwinning wat Jesus gekry het. En dan haal hulle amper verbatim, maar nie heeltemal nie, Hosea 14 vers 13 aan: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gegee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Ons gaan hierdie gedeelte bietjie lekker uitpak. En dan kry ons die baie bekende gedeelte daar in Johannes 20 vers 1 tot 10. En vroegoggend op die eerste dag van die week, wie weet wat se dag is dit? Sê weer? Miskien in Suid-Afrika, ja. Die eerste dag van die week is Sondag. Net so, en kyk maar, baie van julle kalenders sal dit so wys ook. Die eerste dag, Maandag is eintlik die tweede dag van die week. Die eerste dag van die week, en dis belangrik, want ek gaan nou ietsie daaroor sê oor hoekom dit die eerste dag van die week is. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle: hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf toe gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en het eerste by die graf aangekom. Wie van julle weet wie is die disipel van hulle praat? Johannes, want ons lees uit Johannes, en Johannes wil seker nie homself noem in die gesprek, jy weet hy praat van die ander disipel, maar dit is natuurlik Johannes, die geliefde disipel. So hy kom toe eerste by die graf aan. Toe hy vooroor buk, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê, en die doek wat oor die kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, met ander woorde Johannes, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Baie belangrike woorde hierdie, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna die disipels weer huis toe gegaan. So dis ons twee teksgedeeltes. As ons 'n bietjie kyk na die werklikheid van die opstanding, dan begin ons by Johannes 20 en ons kyk na verse 1 tot 2. En daar sien ons hierdie ongelooflike ontnugtering van Maria Magdalena, né? Sy kom donker by die graf aan en sy sien dat die grafsteen weggeneem is. Sy sien dat Jesus nie meer daar is nie en sy dink dat Jesus se liggaam is gesteel. Maar dit het alles die eerste dag van die week gebeur. En dit is een van die redes waarom Christene op 'n Sondag, hulle eerste dag van die week of hulle geloofsdag het, hulle geloofseredag het, is die rede, dit was die eerste dag van die week. So dis waarom ons dit so doen. Maar terwyl dit nog donker was, kan ons sê, hulle was baie bang. Hulle was bang op hierdie stadium, hulle was ontnugter, Jesus het gesterf, hulle het dit nie verwag nie, en nou wil hulle na die graf toe gaan, maar hulle is bang oor wat hulle daar gaan vind, die vyandskap en die teenstand, die mense wat Jesus gekruisig het. So Maria gaan
En selfs Johannes en Petrus was al op pad. Hulle gaan toe dit nog donker was, toe dit al veilig vir hulle sou wees om te gaan. En dan sien ons Maria se eerste reaksie was definitief nie 'n geloofsreaksie nie. Sy het net gedink, iemand het Jesus se lijk gesteel. En dan, so vertel Johannes en die verhaal ontvou verder. En dan sien ons, hier kom vir die eerste keer die fisiese bewyse van die opstanding. Want ons sien dat toe hy neerbuk, het hy nie ingegaan nie, en toe Simon Petrus was en hy sien, maar die kopdoek is afsonderlik weg, mooi opgerol, een kant van die res van die linnedoeke. Die graf, met ander woorde, die grafdoeke was nie toevallig gerangskik nie, hulle was netjies gelos. En die oprol van die kopdoeke is ook 'n baie doelbewuste handeling gewees. Julle kan nou dink, as dit grafskenders was, grafskenders, sou nou nie die moeite gedoen het om alles mooi op te vou en dan die lijk te vat nie. Hulle sou alles net so gelos het. En vir die eerste keer besef die disippels, maar hier het iets gebeur. En dan sien ons letterlik die geboorte van Johannes en van Petrus se geloof in verse 8 tot 9. Want, en dis hoekom ek sê, dis hoekom ons daai sinnetjie nie moet mislees, dat hy sê, hy het binnekant toe, Johannes binnekant toe kyk, ingaan en sien presies die linnedoeke en die kopdoek wat mooi opgerol is een kant, dan sien ons, Johannes het gesien en geglo. Wat ons hier moet verstaan, veral na die verduideliking van vers 9, is dat die fisiese bewys, dit wat hy met sy oë kon gesien het, dit was oorgenoeg vir hom gewees. Want die woord sê vir ons, hulle het nog nie die skrifte verstaan nie. So hulle geloof dat Jesus opgestaan het, was maar letterlik as gevolg van die fisiese bewyse wat hulle gesien het. Dan wanneer ons oorskuiwe, 'n bietjie na amper 'n bietjie moeiliker gedeelte as ons na die taal en die goed kyk, 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 58, dan sien ons die betekenis van hierdie oorwinning oor die dood. In verse 50 tot 52 kan ons sien, lees ons van die toekomstige transformasie wat nie net vir Jesus gegeld het, maar wat vir elke gelowige geld. Want hierdie teks sê baie duidelik, vlees en bloed, soos wat ons hier op die aarde lewe, gaan dit nie maak in ewigheid nie. Ek weet nie wie van julle rugby beserings en netbal beserings het nie. Ek het so uit my studente daar 'n gebreekte gewrig, hy sal geopereer, operasie was nie sukses nie. Ek loop nou nog met 'n gebreekte gewrig. Die enigste beentjie wat 'n ou kan breek sonder om die gebruik van jou hand te verloor, het ek gebreek. Maar nou het ek al arthritis in hierdie gewrig. Dis nou maar, die dokter gesê, dis nou maar soos wat dit gaan wees, want my alternatief is dat ek al my gewrigspientjies aan mekaar laat fusie. En ek wil nie daar hierdie beweging ook nog verloor nie. So ek byt maar vas. Maar dit is nou maar wat na 60 jaar, en ek wil vir jou sê, hierdie besering het ek gekry op 21. So ek leef lankal daarmee saam. Kan julle dink hoe jou liggaam, as dit die ding is, as hierdie liggaam die ewigheid moes ingaan? As jy na 60 of 70 jaar met 'n paar beseringkies sit, wat jou herinner aan jou ouderdom, as jy opstaan uit die bed uit en jy eers 3-4 tree moet gee, voordat jou liggaam regtig waar nog geolie is en jy goed in beweging kom. Daar's mos nie 'n manier dat hierdie liggame ewigheid sou kon hanteer nie. Nie 'n manier nie. Ons liggame is deel van die aardse manier van bestaan. Maar die ewigheid, daai onverganklike liggaam, ons moet geklee word daarmee. En dit sal gebeur met die wederkoms, of as ons nog hier is as Jesus terugkom. So iewers gaan jy met 'n onverganklike liggaam geklee word. Jy gaan 'n transformasie ondergaan. En daardie transformasie is moontlik as gevolg van Jesus se oorwinning oor die dood. En is dit dat, en nou hoor dit ons gereeld in die dood, in die begrafnisformulier, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? En dit is juis hierdie, Jesus het dit oorwin, Jesus het die angel kom trek uit die dood uit. So in vers 54 lees ons van die vernietiging of die
vertering, dis 'n simboliese taal wat in Grieks gebruik word van die dood wat oorwin is en vernietig word, dat Jesus se oorwinning het letterlik die dood verteer, heeltemal opgeëet. En dan praat Paulus weer in 'n baie bekende beeldspraak om te sê, ons gaan bekleë word met 'n onverganklikheid. Dit is alles taal wat ons tog selfs in hierdie tyd baie mooi verstaan. As jy bekleë gaan word, jy gaan 'n onverganklike liggaam kry, wat die ewigheid kan hanteer. En dan kan nou uitroep. En elke gelowige kan dit nou uitroep. Dood, waar is jou angel? Dis 'n oorwinningslied wat ons kan sing. En julle natuurlik rou ons oor geliefdes wat ons verloor en ons treur daaroor. Maar die dood het nie meer die impak nie, want sy angel is getrek. En hierdie gedeelte kom sê vir ons baie duidelik, maar wat is daai angel wat ons so eintlik vrees? En wat is die bron van ons oorwinning? So, die teksgedeelte sê die angel is van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar Jesus het beide oorwin. Want dis sonde wat die dood so vreesaanjaend maak en gevaarlik maak. Iemand wat die Here Jesus nie ken nie, of wil ken nie, wat eerder wil leef, voluit wil leef met sonde in hierdie wêreld, vrees die dood, want hulle weet nie wat hierna gaan gebeur nie. Hulle hoop maar vir die beste, en die beste lê verseker nie vir hulle voor nie. En een van die dinge wat my soms hartseer maak, is dat soveel gelowiges hoop ook vir die bestes. En verstaan nie dat Jesus se oorwinning is ook hulle oorwinning. Ons het deur Jesus die oorwinning oor die dood. Ons lewe deur Jesus. Want Christus het die wet volmaak gehou. Hy het dit vervul, hy het die straf van die sonde gedra, so ons hoef dit te dra nie. So wat kom sê die gedeelte vir ons? Die oorwinning behoort aan God, maar hy gee dit deur Jesus aan elkeen van ons. Deur Jesus het elkeen van ons deel van daardie oorwinning. En dan bring dit ons by hierdie praktiese oproep in vers 58 wat sê, wees standvastig en sterk, wees onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in die Here nie te vergeefs is nie. Die opstanding uit die dood is nie bloot 'n teologiese konsep nie. Dit het praktiese implikasies vir ons lewens elke dag. Dit verseker ons dat ons arbeid in die Here sinvol is en dit motiveer ons tot standvastigheid en oorvloedige diens. As ons dan vandag vir mekaar moet sê, nou maar goed, dis alles goed en wel, maar wat beteken dit vir my in hierdie wêreld waarin ek lewe? Ek dink die eerste ding wat gebeur is, jy kry oorwinning oor vrees. Dit is so waar. Maria het daar in die donkerte vreesbevange kom kyk na die graf. Maar die leë graf is eintlik God se boodskap aan ons wat sê, moenie bang wees nie, Jesus het die dood oorwin. En as hy die mag van die dood kan breek, is daar niks in jou lewe, niks wat hy nie kan breek nie. Niks nie. Die tweede ding is, dat ons kan lewe in daai krag van Jesus se oorwinning elke dag. En soms vergeet ons dit, en dan lewe ons baie keer 'n baie melankoliese lewe. Want die opstanding van Jesus was 'n eenmalige historiese gebeurtenis, maar dit was ook die begin van 'n nuwe era, waar Christus se opstandingskrag vir elkeen van ons beskikbaar is. En ek dink dis een van die mees onbenutte dinge, en ek dink dis een van die goed wat ons baie keer baie meer sukkel, om vanuit daardie opstandingskrag te lewe. Van dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, werk nou in jou. En wat beteken dit? Dit beteken die volgende, jy het krag om jou ou gewoontes te oorwin. Jy het krag om te vergewe, selfs wanneer jy voel dit is onmoontlik. Jy het krag om op te staan, selfs wanneer dit vir jou voel of die lewe jou plat geslaan het.
Het julle wie het al 'n gebreekte been of arm gehad? Sê gou, ek wil sommer net sien. Wie van julle het iemand geken wat al 'n gebreekte been of arm gehad het? OK, dis heel wat beter. OK. Nou maar goed julle almal weet seker dat weke na, mos gewoonlik 6 weke, nadat daai gips afkom, dan is daai been of arm baie swak. Dan moet hy eers weer geoefen word en hy moet versterk word en partykeer moet jy fisio kry. Nou wil ek vir julle sê in terme van om te lewe in die opstandingskrag of in die oorwinning van Jesus, om volle gebruik van daai been of daai arm te kry, moet jy dit weer begin gebruik en moet jy dit oefen. En net so moet ons oefen om die opstandingskrag in ons lewe te gebruik. En hoe gaan jy dit oefen? Jy gaan dit oefen deur geloof, deur gebed, deur die woord, deur gemeenskap met ander gelowiges. Maar jy moet geoefen word daarin. Ek dink die derde ding wat gebeur in ons lewe as ons dit verstaan, dan sien ons lewe met 'n ewigheidsperspektief. Dis ook iets wat ek dink soms gelowiges mee stoei. Ons almal bely, ons glo in die ewige lewe. En tog lewe ons asof hierdie lewe eintlik maar die alfa en die omega is. Ons lewe asof dit die begin en die einde is, en dit is nie. En wanneer jy daai ewigheidsperspektief kry, dan besef jy dat selfs die slegste wat met jou hier kan gebeur in hierdie wêreld, kan niks aan jou doen as jy aan Jesus behoort nie. Hierdie wêreld is nie al wat daar is nie. Ons lewe asof dit alles wat daar is, maar dit is nie al wat daar is nie. Die opstanding uit die dood, Jesus se opstanding is 'n bewys dat daar lewe is na die dood. 'n Ewige lewe in God se teenwoordigheid. So wat beteken dit? Dit beteken die volgende: dat elke daad van liefde en diens het ewigheidswaarde wat jy doen. Elke saadjie wat jy plant vir God se koninkryk sal vrug dra. En elke traan wat jy stort, word deur God gesien en sal eendag afgedroog word. Weet julle die bekende sendeling Hudson Taylor, hy het die China Inland Mission begin. Hy was so geïnspireerd deur William Carey, die sendeling na Indië. Nou William Carey het 7 jaar sy hart uitgepreek in sendingwerk doen in Indië. Toe kom daar vir die eerste keer iemand tot bekering. En toe het hy nog lekker gearbei, maar sy bekeerlinge was min gewees. Vir die tyd en die vrug wat hy daarin opgesit het, was daar maar oënskynlik min resultate. Maar toe die volgende vlaag sendelinge kom, wil ek amper sê, en ek dink ek het al hierdie storie vertel, het die mense tot bekering gekom soos vliee. Want William Carey het die grond voorberei. En dit het Hudson Taylor van die China Inland Mission so geïnspireer, want Carey het hierdie volgende sêding gehad. Hy het gesê, God vra nie sukses van ons nie, hy vra gehoorsaamheid. Sjoe julle, dit is ons is so suksesgedrewe in hierdie wêreld, dat ons wil selfs ons geestelike in ons diens aan die Here wil ons meet aan die hoeveelheid sukses wat ons het. En William Carey het gesnap, dit gaan nie oor die sukses nie. Dit gaan oor gehoorsaam wees aan God. En dis iets waarmee ek nog steeds daagliks gekonfronteer word, want ek wil altyd die sukses van hierdie gemeente meet, in terme van hoe groei ons en hoe groot ons raak, en is wonderlik, terwyl ek eintlik dit met meet aan hoe gehoorsaam ons as 'n gemeente aan die Here is, hoe groei ons in disippelskap. Dis eintlik die dinge wat saak maak. Nie, dis die sukses dit is suksesvol. En so het Carey se werk wat gedurende sy lewe min vrug opgelewer het, 'n beweging begin wat letterlik miljoene vir die Here sou wen. Maar dis 'n oes wat hy self nooit gesien het nie. Dit is asof hy 'n groot boom geplant het en hy slegs die klein boompie met die klein blaartjies gesien het en nooit gesien die magtige boom wat dit sou word nie. Ek het in Algoa Park, toe ek daar in die gemeente was, het ek 'n geelhoutboom geplant.
En julle weet dat hulle oor die algemeen groei maar stadig. En ek wil nou eintlik daarby verby gaan ry, om te sien maar waar staan daai boom nou, want hy was nog nie groot, toe ek getrek het uit Algoa Park uit nie. Ek wil seker miskien tog so 'n bietjie iets van die vrug van my arbeid in daai boom raak sien. So 'n magtige boom wat later 'n skaduwee vir miljoene sou word, het William Carey geplant met aansienlike min vrug. As ons vir mekaar moet sê, ons is nou in die tydperk van Jesus se oorwinning oor die dood, hy het opgestaan, tot die tydperk waarin hy nou opvaar na die hemel, en daarna die Pinkstertyd of die tyd van die Heilige Gees aanbied. Dan sou ons sê, maar dis die eindpunt van Jesus se bediening. Maar dit was nie, dis eintlik die begin van 'n nuwe fase, 'n nuwe era. En hy het in hierdie 40 dae wat hy nog op aarde gebly het hy sy disippels probeer voorberei vir sy hemelvaart en dan vir die koms van die Heilige Gees. Maar ek dink die een ding wat ons moet verstaan, is Jesus se oorwinning oor die dood het sy hemelvaart moontlik gemaak. En sy hemelvaart, sê die woord van die Here, het weer die uitstorting van die Heilige Gees moontlik gemaak. So kom ons kyk hoe ons prakties hierdie boodskap in ons lewe kan integreer. Wat moet ek en jy doen om dit prakties te kan lewe? Ek dink elke dag moet 'n ou kan begin met 'n belydenis of 'n verklaring of erkenning van Jesus se oorwinning. Ek weet party mense staan op elke dag, hulle trek die wapenrusting van God geestelik gesproke aan, maar dan sê hulle ook, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, dat ek bly wees en daarin verheug. Ons bely daarmee Christus se oorwinning in ons lewe. En dan soos wat Jesus uit die graf uit opgestaan het, dink ek 'n regtig praktiese riglyn is, identifiseer een vrees of een struikelblok in jou lewe. Met ander woorde, wat is daai stukkie graf in jou lewe? Daai iets wat so dood en hopeloos voel. Bring dit spesifiek na die Here en vra vir hom dat sy opstandingskrag daardie situasie sal verander. Is dit miskien 'n verhouding wat seer gekry het, werksomstandighede wat nie lekker is nie, oorwinning oor 'n sonde wat jy net nie kan kry nie, en jy voel elke keer net skuldiger en skuldiger, asof daar nie lig is nie. Wat is die graf in jou lewe? Is dit miskien jou meer wat jy nie onder beheer kry nie? Maar wat is daardie situasie wat jy nie oorwinning oor kan kry nie? Want die krag van Jesus, die oorwinningskrag deur Jesus, kan dit oorwin, wanneer jy nie kan nie. En dan leef met intensie, leef met doelgerigtheid. Maak 'n lys van maniere, soos vers 58 sê, waarop jy oorvloedig kan werk in die Here. En julle, dit is so maklik en dit is so eenvoudig, dat dit kan wees om 'n bemoedigende boodskap aan iemand te stuur wat jy beleef die Here op jou hart lê. Of om tyd te maak vir 'n persoon wat jy weet eintlik behoefte het aan net 'n bietjie, ek wil amper sê, 'n lewende lyf in gesig wat met hom of haar kan praat. Weet julle, ons het oom Steve se begrafnis by Maranatha Vryheidskerk gehou. En daar het ek net weer onder die indruk gekom, ek en hy het nogal so 'n bietjie daaroor gepraat, dat soveel kinders gaan laai hulle ouers af by die outehuis. En dis dan die laaste sien wat hulle ooit van hulle sien. En dan selfs al is hulle tussen ander ou mensies, vereensaam hulle. En ons staan daar, dink ek, 'n smagting om net genoeg belangstelling te hê dat iemand met hulle sal kom sit, miskien 'n koppie tee drink en net met hulle sal gesels. En hulle is waardevol in die oë van die Here. So eenvoudig kan dit wees dat jy daai oorvloedige werk van die Here doelgerig kan doen. Wees daar vir iemand wat ook al die situasie is. En deel jou getuienis, deel jou storie. En dit hoef nie hierdie verskriklike storie van bekering te wees nie. Maar praat met iemand oor hoe die Here goed was vir jou in jou lewe, hoe hy iets vir jou laat oopval het, hoe hy 'n deur vir jou oopgemaak het, hoe hy jou miskien beskerm het van iets.
En kyk of jy in hierdie week net met een persoon iets kan sê oor die Here. Daar's waar jy, ek weet party mense probeer dit ook intentioneel doen en is wonderlik. Want dis mense wat ons elke dag sien. Daar waar jy in die ry staan by die til. Wat is 'n til in Afrikaans? Kasregister. Waar jy staan by, sorry julle, ek is doof. As daar te veel stemme kom, kan ek nie hoor watter een is die regte een nie. Daar waar jy by die kasregister staan met daai vroutjie of ou wat miskien al ure daar sit. Nou sommer net te hoor hoe gaan dit met hulle en te sê die Here is vir hulle lief en die resultaat wat ons gewoonlik kry is so eenvoudig. Deel jou storie met die Here, met iemand. En dan ons het al 'n rukkie gelede daaroor gepraat en ek hoop party van julle doen dit. Beoefen dankbaarheid. Kry 'n dankbaarheidsjoernaal waar jy elke dag net kan stil raak en net vir die Here sê dankie. Dankie vir die oorwinning wat hy behaal het vir ons. Dankie vir dit wat ek het. Dankie vir sy goedheid en sy genade in ons lewe, want hy gee vir ons die oorwinning. Julle so, my uitdaging vandag aan elkeen van julle is eenvoudig, maar is 'n kragtige uitnodiging. En dit is, kom ons lewe as gelowiges, nie met 'n victim mentality nie, maar 'n oorwinnaarsperspektief. Kom ons lewe nie asof ons nog die oorwinning moet behaal nie. Jesus het klaar vir ons die oorwinning behaal. Kom ons lewe asof die oorwinning al reeds behaal het en ons leef dit daar, nie net hierdie, daar waar ander mense dit ook kan sien. En so leef ons en stap ons elke dag die pad van oorwinning wat Jesus vir ons gegee het. Ons kan leef uit daardie krag en uit daardie oorwinning. En kom ons gryp hierdie uitdaging aan en ons lewe so. In Jesus se naam kom vra ons dit, Here, dankie dat ons sommer net kan stil raak en kan sê, hierdie goed kan ons nie in ons eie krag doen nie, maar baie dankie vir die oorwinning wat in Jesus vir ons beskikbaar is in hierdie lewe. Dis nie net vir een dag nie. Ons kan dit nou al lewe, en mag ons dit lewe, mag ons dit intentioneel doen, mag ons getuienis deel van hoe God goed is vir ons met ander mense. En dankie Here, dankie dat ons nou in hierdie tyd is, waarin ons kan sien, dat Jesus wat die dood oorwin het regtig waar die angel van die dood getrek. Want die dood, die mag van die sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. Want ons lewe deur die genade en deur die kruis van Jesus Christus en wat dit vir elkeen van ons gedoen het. Help ons Here om intentioneel te lewe in die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het. Wanneer ons dit vra in Jesus se kosbare naam. Amen. Daar sê julle kom ons staan, ek dink daar's nog lekker koffie oor as jy nog 'n koppie koffie wil drink, kuier altyd lekker saam met medegelowiges. Kom ons ontvang die seën van die Here en dan gaan ons hierdie Sondag met sy vrede tegemoet. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. So kom ons lewe deur die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het. Amen.